Wonderlik is die Vader, wonderlik is die Here Jesus. Ons staan vandag voor die Here en baie dank dat ons kan sê, U roep ons vanoggend, ek ervaar duidelik, met 'n dieper verhouding met U. U roep ons om nader te kom. U roep ons om meer neer te lê in ons lewe. U roep ons om deel te wees van 'n triomftog wat U besig is om te skep, ook in ons midde. So Here, ons kom dan vanoggend na U toe en sê, Here, I want to surrender dieper. Ek wil dieper gaan saam met U. Ek het 'n honger om U te beleef en te ervaar, Here, die krag en die heerlikheid wat U losgelaat het vir ons, Here. Daai plek wat U gesê het, dit gee ek vir julle. Dis 'n geskenk aan julle om by heerlikheid te kan wandel, Here. Ons moet langer meer armoedig wees nie. Ons moet langer meer buite staan, Here. Deel met ons dan vanoggend, soos dit U wil is, in Jesus se naam. Amen. Kom ons neem ons sitplek in en baie dankie orkes. Ek het regtig die ervaring dat asof die Here ons voorberei vir 'n beweging wat kom. En daar sal voortdurend 'n uitnodiging wees om te kan sê, Here, hier is ek, I want to go deeper. En dis elkeen se keuse, maar is ook 'n plek waar die Heilige Gees ons trek met koorde van liefde. Jeremia 31 vers 3 is die versie wat die Here my mee gedeel het, getrek het. Hy het gesê het, ek het jou getrek met bande van liefde. En dis 'n ding wat die Here doen vanoggend ook met elkeen van ons om te sê, ek trek jou. Die Here het 'n passie vir jou. Hy is opgewonde oor jou. Dis nie 'n plek waar jy net kan waar jy net gelos kan word nie. Hy's besig om te sê, ek wil hê jy moet deel wees van my lewe. Ek gaan 'n verlof van hulle kans gee om met ons 'n bietjie te deel. Hulle kan self verder gaan. Dan gaan ek hulle 'n paar moeilike vrae vra. Ek sal maar eers gaan en kyk hoe ver ek kom, dan moet hy maar oorvat. Ons getuienis het begin in April. Dis 'n bietjie hoor dit. Ek het 'n pyn gehad in my darmes. En toe het ek vir die dokter gevra, hy moet asseblief net kyk, toe gee hy vir my 'n verwysing vir 'n CT-scan. En toe het ek gegaan die donderdag en die Vrydag toe laat weet my dokter vir my, daar is 'n kol op my pankreas. En hy moet onmiddellik my verwys. Nou dit was soos 'n bak koue water wat op my geval het, want die vorige week toe's my broer dood aan pankreaskanker. So dit het ek glad nie verwag nie, want dit is nie iets wat in ons familie is nie. Nou ja, dit was die Vrydag en ons was absoluut in sak en as. Ons was regtig gevries. Dis hoe dit vir my gevoel het. En die Maandag toe ons na 'n ander chirurg toe verwys. Hy spesialiseer in pankreas en in kankers. En hy wys toe vir ons baie mooi op sy baie groot skerm die verslag en wat sê die radioloog, wat is dit? So ons kon nie eintlik die woord kanker mis nie, tot anders bewys. En hoe groot, hy wys toe vir my die moet ek maar in detail vertel? Ja, ek kan dit. Jy moet ja. En hy wys toe vir my waar sit die vet in die pankreas, so klein bietjie sê hy, en hy wys vir my hoe groot is die gewas, en hy wys vir my wat gaan hulle doen, en dit is 2 dae later wat hulle dit nou gaan doen. So ons is toe nou daar weg, en dit was die Maandag, en die Woensdag is die biopsie. Die Woensdag het hulle my ingestoot, en dit is en hy doen toe ook bloed, om te kyk of daar gewasse is, en hy sê 19 is die afsny getal, en my getal is toe 19. En hy doen toe die biopsie, en dit is blykbaar baie vinnig, dit is 20 minute, en dan is ek klaar. Nou myne het 45 minute gevat. En 2 weke later, dit sou 3 dae vat om die uitslag te kry, en so kry ons dit nie. En ons is toe nou baie bekommerd, en 'n paar keer het ons met Cas gepraat, en ons het vir mense gevra, hulle moet asseblief vir ons bid, want ons kan nie self bid nie, daar is 'n manier, en ons weet nie wat om te bid nie, want
alles is daar en mense het drome gehad en so alles het al gewys nog voor ons enigiets geweet het. En Letitia sê toe, maar sy ervaar dis baie vreemd, want terwyl my broer leef, sit ek met amper dieselfde ding, en daar is baie vreemde dood in ons familie. Dit was eers my pa en toe my oudste broer en toe die laaste broer, en ek is die jongste dogter en nou begin dit by my. En toe kom Cas en hy sien toe in die gees, maar dit is 'n geestelike ding wat gebattle moet word. En dank die Vader vir geestelike leiers en mense wat in die gees kan sien en saam met ons gestaan het. Ons is baie, baie dankbaar daarvoor. En so toe het Cas dit aangespreek, maar dit was nog steeds verskriklik moeilik vir ons gewees. Ons het nie geweet wat aangaan nie. Dis nie asof dit oornag net verdwyn nie. Toe bel ek haar, toe sê ek, hoor hierso, wat gaan aan? Ons wag nou al, wat 3 dae moes wees, is amper al 2 weke, asseblief help. Kan ons die dokter sien? Okay, sê sy, daar is 'n klomp vakansie daar. Maar ons kan die volgende week toe die dokter sien. En toe ons by die dokter kom, dankie, toe ons by die dokter kom, toe, wil jy nog iets sê voor ek? Toe ons by die dokter kom, toe sê hy, ja, hy wil maar net vir ons sê, toe hy nou ingaan met die biopsie, en hy skyn die lig daar, toe kan hy nie kry wat hy weet daar is nie. Hy weet wat hy 2 dae terug gesien het, en hy weet wat daar moet wees, maar dis nie meer daar nie. En hy weet hoe lyk kanker, en daar was niks. En toe vat hy nou maar net 2 biopsies, net om te kyk wat aangaan in die pankreas, maar dit bekeer ook niks nie. Dit is ook skoon. So, in daai tyd het die Here absoluut die gewas net eenvoudig verwyder. So, ons wil net vir die, ja, en in die begin het ek net vir die Here gesê, wat ook al die uitslag, wat ook al gebeur, al die eer moet absoluut net na hom toe gaan, maak nie saak wat in hierdie hele proses gebeur nie. As jy by die dokter sit en hy lees hierdie verslag en hy kom by hierdie woord kanker, jy skrik jou water en ligte af. My ma is oorlede aan kanker, haar broer is toe 3 weke voor hierdie tyding wat ons kry, is haar broer dood aan pankreaskanker, so jy skrik redelik groot. Ek onthou die dokter, toe ons hom die eerste keer gesien het, hy het vir my gelyk soos 'n begrafenisondernemer. Daar was nie emosie op sy gesig gewees nie. Ek verstaan, want hy moet hierdie nuus aan jou deel. Ek het met Kers gepraat toevallig en ek sê vir hom, ek weet nie wat om te bid nie. Jy's sprakeloos. Ons het gery van die dokter af, ons het nie 'n woord vir mekaar gesê nie, want wat sê jy? Ek onthou op 'n stadium toe sê ek vir haar, daar's net een ding wat ons nie doen nie. Ons gaan nie die dinge naam gee nie. En ek het regtig, ek het nie gebid nie. Ek het nie geweet wat om te bid nie. Wat vra jy vir die Here? Op 'n plek toe besef ek, en ek het toevallig vanoggend na die boodskap gekyk wat ek vir Kers gesê het, toe sê ek vir hom, al wat ek weet, dis nog net Jesus wat oor is. Toe ons vir ons selgroep vra, bid vir ons asseblief, want ons het dit met hulle gedeel. Op 'n plek, toe sit ek een dag daarvoor, want ons wag nou 2 weke vir die uitslag. En die tyd vreet vir jou. En al hierdie goed wat jy deurgaan, en al hierdie emosies, ons het nou die aand by die selgroep gedeel, dis jou grootste vyand, is jou emosie. Van die oomblik wat jou emosies begin oorvat, dan begin dink jy, en jy geredeneer, en jy soek antwoorde, en daar is nie antwoorde nie. Jy het gesien, daar staan kanker. En op 'n plek, toe sit ek daarvoor, en ek sê vir die Here, ek is klaar.
Maar op daai oomblik, toe voel ek word ek opgetel. En die ouens wat vir ons gebid het, kon haar nie gesond gemaak het nie. Maar hulle gebede het ons gedra deur hierdie tyd. En die krag van gebed, die krag van mense wat om jou is, mense wat jou ondersteun, moet dit nie onderskat nie. Dit het groot krag. Daai oomblik wat jy nie kan bid nie, kan 'n ander ou vir jou bid. En dit is belangrik. En ons is deur. Toe ons die laaste keer by die dokter kom, dokter Nashidengo, daai dokter, so, as hy nie ore gehad het nie, het hy reg rondom gesmil. Want hy sê vir ons, hy weet nie wat nie, hy sê die ding is weg. Hy het uit die theater uit, het hy die radioloog gebel, en vir hom gevra, kyk asseblief, want ek kry nie die ding wat ons moet kry nie, hy is nie hier nie, hy is weg. Die radioloog sê vir hom, maar wag 'n bietjie, in 2024 het sy ook 'n CT-scan gehad, en hier sit die kol. Hy is hier, in 2024 was hy al daar gewees. Nou is hy gone, is weg, is missing. God genees. Die woorde wat Jesus gespreek het deur my wonde het daar vir jou genesing gekom, staan vas. Jy kan daaraan glo. As ons, ek sê nou die aand by die selgroep, as hierdie ding weer my pad moet langskom, gaan ek die toetslag, ek weet nie, maar een ding weet ek, wat ek geleer het, daar's 'n God, en hy hoor, en hy ken jou naam, hy ken jou probleem, en hy loop nie by dit verby nie. Ek het deur hierdie hele 2 weke was ek baie emosioneel. En die middag voor ons dokter toe gaan, want ons sou hom eers 3:30 se kan sien, toe gee die Here vir my skrif. Hy het eintlik die hele tyd al vir my skrif gegee, maar ek was, dink ek, net nie besef nie, want hy praat die hele tyd van son, en ek dink, ek het nie daarop gefokus en hy gee vir my skrif van Maleagi 4 vers 2. En toe ek in die een vertaling kyk, toe staan daar, en daar waar die lig skyn, sal daar genesing wees. En so as die Here vir jou skrif gee en jy kom in daai rus in, presies met die preek van verlede Sondag van die wag, en kom in die rus. Die oomblik as jy in daai rus ingaan, dan dink ek kan die Here die ding doen. So miskien is dit hoekom ek ook iets daaruit moes leer. Ek onthou een nag toe droom ek, dit mag nou weer klink hoor, maar dis hoe die Here dit vir my gewys het. Die Heilige Gees staan voor ons, soos wat 'n butler voor jou sal staan, met 'n handdoekie om die arm, skinkbord in die hand, silwer skinkbord, en hy is besig om ons so te bedien. En ek droom die volgende nag, ek word wakker met hierdie woorde, Ephraim en Manasseh. En ek gaan kyk, maar dit kom met Ephraim en Manasseh, dis verby, dis gedoen. Dis die woorde waarmee ek wakker word. En ek gaan kyk wat beteken Ephraim en Manasseh. En dis presies wat die Here gedoen het. Tot die toe en klaar is verby. So, dankie. Ek wil net oplet wat het gebeur hierso. Julle was nie baie dapper geweest. As jy nee, dapper is 'n woord wat jy nie kan gebruik nie, want ons was teen die planke gewees. Ek het vir Kes gesê, ek het vir hom 'n voice note gestuur, Steven bin my grootste probleem. Ek moet my emosies onder beheer hou as terwille van my vrou. Want ek kan nie my emosies vrylaat terwyl ek het in die stort gestaan en huil. Maar dan is daar gelukkig water oor jou, dan kan sy nie sien nie. Maar dapper, dit is 'n woord ver by jou vuurmakplek as jy in daai posisie sit, jy is nie dapper nie, jy is teen die planke. Ok, en ek daar's 'n rede kom ek vir julle dit vra, want wat gebeur met ons is, baie keer sal die lering wat ons kry, vir ons sê, nou moet jy staan in geloof, nou moet jy veg, nou moet jy hierdie ding beklei. En deur die jare het gesien, soveel ouens wat, Christene, wat glo in Jesus Christus, wat te sterwe kom, beenkanker, as gevolg van, nou moet ons geloof hê, en die ouens rondom hulle,
veg met ding van as jy nie geloof het nie, dan gaan jy hom nie genees nie. Hoor jy wat doen godsdiens aan ons? Jy verstaan, met ander woorde, ons hierdie prentjie van, nou moet jy hierdie groot, dapper ou wees, wat jy verstaan, nothing can stop you. Hulle kom breek voor die Here. Hulle kom sê, Here, ons is 100% eerlik met die hier is ons. En wanneer jy die swakste is, wanneer God jou aanraak, wanneer jy optel. En ek wil regtig hê vir oggend dat jy daardie stap te harte neem vir oggend. Dat ek het wil 'n vraag gevra, wil 'n klaag gedeel wat ek graag wil leer moet deel, want ek wil net vir oggend moet jy besef dat daar was 'n liefde wat God vir hulle het. Hy het vir hulle omgegee. Dit was nie 'n plek van hy het hulle in die middel gelos nie. Hulle moes net een keuse maak om te sê ek los nie vir Jesus nie. Right, en ek wil net 'n bietjie, hoe het julle gedink oor dit? Sommige net sê die feesheid. Hoe het julle daarin gehanteer? Jy gesê, hoe het jy die besluit geneem van jy gaan nie vir die Here los nie? Ek dink net dit is vir my gewees, jy probeer fight. Jy probeer regtig hierdie ding, jy kry hom nie weg van jou af nie, want hy kleef van jou, hy sit aan jou, hy hou vas vir jou. En jy raak later, ek het op 'n plek gekom wat ek net nie meer kon nie. Ek onthou graag gesit voor in die tuin, ek het daar by my bompies gesit en ek het vuil goed uitgetrek en ek sê vir die Here, Here, ek is so swak. Ek het nie eens lus om hier op te staan nie. Wat ek wel geleer het, en ek is dankbaar dat ek 'n geestelike leier het soos Kees, toe ek vir hom hierdie voice note stuur vir hom sê, hoe voel my hart? Sy antwoord is okay, jy is net 'n mens. En ek het in hierdie ding geleer, jou eerlikheid voor God. En dit is nie, dat jy skoor nie punte daaroor nie. Maar net om nie met performance en religion te probeer om hierdie ding een kant toe te stoot en jy sal hom reg bid en om te wees wie jy is, wat jy op daai oomblik voel wie jy is, dis wat vir God belangrik is. Ja, ek dink vir my, ek het net besef ek kan niks doen nie. So ek het net, dit was daai wat hulle altyd sê, let go and let God. Want ek het net besef ek kan dit nie fight nie, ek kan niks aan doen nie. Maak nie saak of ek kwaad word of ek depressief raak, ek kan niks daaraan verander nie. So al wat ek kan doen, ek kan dit net vir die Here gee en wat hy ook al daarmee doen, as dit op die einde 'n testimony is, dan is dit 'n testimony. So ja, dit is maar die emosies bly maar dieselfde, maar op die einde van die dag al die eer moet na die Here toe gaan. Yes. En voor julle gaan sit. Sê maar. Ons het die voorreg gehad om vir 2 dokters al te getuig. En sorry man, maar al 2 dokters nee, die een het gesê, hy het sy hande so in die lug gegooi en toe kry hy trane in sy oë toe sê hy amen. En die ander ene, ek dink hy glo dit nog nie, dit is vir hom nog moeilik om te glo, want vir ons is dit ook onwerklik gevoel, glo vir my. En ek wil regtig vir julle sê dankie. Dis kosbaar. Ons praat van real life. Ons praat nie van wishy-washy goed nie. En ek wil hê dat wat is vanoggend die woorde deur my gee, gaan ek nou deel, maar ek wil hê met die ding verstaan, is dat wanneer jy kwesbaar is voor God, kan jy jou skuif in die plek waar daar geloof is om deur te breek. En daar is 'n kritiek belangrike ding, verstaan wat hulle moes leer, hulle moes dit doen. Jy moes kom en sê, okay Here, I can do nothing, it's only through your Holy Spirit. Deur u krag, deur u gees. Jy kan woorde verklaar, ek kan nou, hulle kon klomp goed gedoen, hulle het klomp verwarrende boodskappe ook gekry, verstaan, ouens wat goed vir hulle aangestuur het, wat hulle in turmoil gooi, verstaan, dood is op pad, ons gaan nie ingaan op dit nie, daar is klomp goed, ons sê, okay, stop hier, ons kanseleer dit, dis nie wat God sê nie, en daar is hulle gesond, en vry. Ek wil dit graag, wat Kees nou sê, is lewensbelangrik. Dis 'n les wat ek geleer het, en ek sal dit hierdie les my lewe saamdra. As ek iemand ooit raakloop weer wat 'n probleem het soos hierdie, moenie vir hom skrif quote nie. Dit help niks nie. Jy hoor nie daai goed nie. Ek het op 'n stadium opstandig geraak, toe sê ek vir Kees, hierdie is besig om my te wen. Ouens gooi my dood met skrif. Toe ek eendag met die Here daaroor praat, toe sê die Here vir my, al wat hy vir sy mense gesê het, gaan bid vir hulle. Bid vir hom, tree vir hom in, dit kan ek vir jou beloof, ek het het gevoel, hoe tel het jou op uit die grond, uit daar waar jy in die modder sit,
Maar die skrif wat jy ons mee gegee het, niks gemaak nie. Dat het my net opstandig gemaak. Baie dankie het. Dit het alles gedoen wat ek gehoop het sal gebeur. Kom ons eer die Here, kom ons gee die Here 'n lekker hande klap. Kom ons wat die Here besig is om te doen, waartoe ons vat, is 'n plek van waar ons die werklikheid van sy liefde gaan begin beleef en waar die werklikheid van wat hy wil doen om sy gees uit te giet in jou en in my. So ek wil graag, ek gaan nie baie goed sê vanoggend nie, maar ek het vanoggend 'n ervaring. Die Here wil jou ontmoet. In Efesiërs 1, ek gaan lees vanaf vers 5 af. En as Paulus skryf aan hierdie gemeente in Efese, op 'n stadium was hulle so 60.000 mense bymekaar, was die gemeente van Efese gewees. En volwasse gemeente ouens wat die Here geken het, goed het kragtig gebeur daarso. En Paulus skryf en hy sê, prys ons goeie God, die Vader van ons Here Jesus Christus, voortdurend, want hy is wonderlik goed vir ons. En hier gaan dit oor God die Vader, wat 'n begeerte het, dat goed vir ons reg sal loop. En ek wil even daar 'n punt van maak. Hy sê, deur wat Christus gedoen het, het hy alle geestelike skatte, wat daar in die hemel is, verniet vir ons gegee. Die wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies. Omdat hy ons lief het hy ons al voor die wêreld gemaak is, uitgekies, om sonder foute net syne te wees. Nou wil ek vanoggend wil ek tyd spandeer op hierdie ding van, as ons praat van God se liefde, praat ons van iemand wat gekyk het na ons wat hier sit. Hy het gekyk en hy sê, voor die grondlegging van die wêreld, en sy almag, het hy gesê, ek het jou raak gesien. Ek weet wie is jy. Ek het, voor jy gebore is, het ek na jou gekyk en gesê, dis waarvoor ek jou gevorm het, in die gemeenskap, wat jy wil hê met my. En ek wil vanoggend kom en Psalm 71, skryf hy psalmdig sê, toe ek nog ongebore was, het hy vir my gesorg. Na my geboorte, het jy na my gekyk. En ek wil hê vanoggend dat jy sal begin verstaan, God se liefde is dan baie anders as die huidige definisie van liefde wat jy het, van wat jy gedink het, jy verstaan van hom. En hoekom dit so belangrik is, dat die ouens, hulle moes kom en plek as Here, we surrender. Ons lê ons lewe neer, ons gee op, en vir ander ouens die buitekant lyk, maar hulle het nie geloof gehad nie. Het niks daarmee te doen gehad nie. En hoeveel keer sê die Here vir my, omdat ons sy liefde nie verstaan nie, het ons 'n gebrek aan geloof, en leef ons in vrees. En in die proses, wat hulle ons deurkom te sê, Here, hier is dit, ons kan niks daaraan doen nie, was daar 'n groep ouens wat saam gebid het, hulle geseën het, aangeraak het, en dis wat deurgedra het. En een van die goed van God se liefde is, hy wek altyd iemand anders op, om vir jou te bid wanneer jy in 'n krisis is. Jy kan dit nie sien nie, jy gaan dalk nooit eens weet daai persoon vir jou gebid nie, maar een ding wat jy moet weet is, God het altyd 'n plan. En wanneer ons praat van God se liefde, dan praat ons van iemand wat na 'n individu kyk en sê, ek het jou lief. Hy die God van die heelal, wat alles geskaap het, God die Vader. Hy wat alle reg het, ek meen, hy kan net een opdrag gee en die engele maak ons almal dood. Jy verstaan, daar's vir hom geen, hy kan dit doen net soos hy wil. Ek is altyd verstom oor die stukkie waar Israel in die moeilikheid is, en die Here stuur die engel, en die een engel maak 185.000 soldate dood in een nag, poef, daar's hulle gaan. Ons dien 'n God wat, as hy sê ek het jou lief, ernstig is, hy bedoel dit. Wat baie keer met ons gebeur is, ons prentjie van liefde, ons persepsie van dit, maak baie keer dat ons beperk is in dit, en is nodig vir jou om vanoggend te kom met jy sê, Here, ek wil al die blokkasies wat ek gebou het, wat in my gebou is weens my omgewing, wil ek vra dat U dit verwyder. Dat ek U liefde kan verstaan vir wat dit is. Sy liefde is geestelik, maar dit veroorsaak 'n klomp emosies, veroorsaak 'n klomp lewe binnekant. En elkeen van ons wil geliefd voel. Daar's nie wat jy sit vanoggend wat sê nee, wat ek het nie nodig hê. Jy jok vir jouself. Maar as jy mooi gaan kyk in jou hart, elkeen van ons het 'n behoefte om te sê, Here, ek wil die liefde beleef. Ek wil ervaar wat U vir my het. Een van die goed wat saam met dit beweeg, ons lees in 1 Johannes 4 vers 18, waar
Johannes skryf, hy sê dat volmaakte liefde dryf vrees uit. En ek wil amper sê, liefde en vrees is twee teenoorgesteles. Wanneer nog vrees in jou lewe is, gaan jy agterkom, ou sukkel om deur God liefgehad te word. Jy verstaan, hardloop met allerlei goed. Jy verstaan hierdie ding, daai ding, hierdie ding, daai ding, en jy probeer sê, Here, hoe moet ek die ding hanteer, en jy probeer in beheer bly van jou eie lewe. Een van die sleutelbeginsels is om te sê, Here, hier is dit waarmee ek sukkel, ek gee oor. Ek lineer, I surrender. En daai surrender is nie oor jy sleg is nie. Daai surrender is oor jy nie weet wat om te doen nie. Dit is presies wat hulle gedoen het. Hulle het nie geweet, hoe hanteer ons nou hierdie ding? Die eerste keer in lewe wat hulle by so 'n ding te staan kom, te sê, Here, hoe hanteer ons hierdie ding? En die sleutel vir oggend, as jy wil sê, is dat, wanneer jy kan terugkom na God se liefde toe, en begin om toe te laat dat hy jou lief het, weet, ons almal, ja maar Here, hierdie probleem, Here, hierdie krisis, hierdie finansiële krisis, Here, hierdie siekte, ons moet redeneer oor, hierdie ding moet nou geadresseer word, terwyl hy presies weet, hy weet dat jy nodig het, maar as 'n plek wat hy wil hê, jy kom by die plek waar jy kan sê, kan jy hom toelaat om jou lief te hê. Een van die groot krisis wat ons sit is, ons sukkel om God toe te laat om ons lief te hê. Ons te prentjie. En daai prentjie baie keer het te doen met hoe ek Jesus Christus sien. En hoor vir my dat ons dit almal kan die feite ken ons ken Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. En ek weet dat al hierdie goed lees ons as 'n feit en as 'n ding, ons sê ja, God het my lief. Die vraag wat ek egter wil vra vanoggend is, in jou hart, glo jy werklik dat jy lief het? As verskil tussen die kop en die hart. In die kop kan ek al die kennis hê. Ek kan alles doen daar. Ek kan al die skrifte quoteer. As dit nie 'n hartsopenbaring is nie, dan is dit dan in elke krisis wat jy in beland, is 'n krisis wat jy nie opgelos kry nie. Daar's geen geloof, geen hoop, geen sekuriteit, geen plek om dit te doen nie. En meeste ouens wat sukkel met iets so sulke slegte nuus, spring dan van, nou probeer ek al my sondes bely. Ek probeer nou alles fix wat ek kan, sorteer alles uit wat ek kan, jaag elke duiwel om die draai en al die goedes wat gebeur. En dan kom ons by 'n plek waar dit help nie. Raak die spanning meer. Nou bid jy, ek moet meer geloof hê, ek moet meer van dit hê, ek moet meer perform. En dan verklaar ons, maak jy verklarings, verklaar die skrifte. Bid elke skrif onder die son, 40 skrifte oor genesing, verklaar dit dag na dag en doen geestelike oorlewering en niks gebeur nie. Want jy gaan in 'n performance in, waar God se liefde nie is nie. En vanoggend is dit dalk jou beurt om kwesbaar te raak en sê, Here, ek staan vir U vandag, uit my eie krag, gaan ek nêrens heen nie. I can't do anything in my own power. Daar's baie lering rondom, jy moet opstaan in jou gesag, jy is 'n seun van God, en 'n dogter van God, en al wat 'n ding is baie keer gepreek word in die sin van, jy moet jou plek inneem in die koninkryk, en klomp goed dat gesê word rondom dit, wat ons baie keer die indruk gee van, as jy dit nie doen nie, is jy eintlik in niemand. En dan gaan ons weer eens in 'n performance in. En hoe baie het ek gesien, baie van die ouens wat die seuns van God gepreek het, wat getref is met so iets, verloor hulle alles. Raak kwaad vir God. Want die Here doen dan nie wat hulle gesê het. Hy moet doen nie. En baie keer sal my verklaring en my fokus 'n verwagting skep. As ek so bid, moet God. Nou sê vanoggend vir jou, hy moet niks nie. Hy is God, hy is almagtige. Hy doen alles deur sy liefde. En vanoggend is dit nodig vir hom, dat ek kom in die plek en sê, Here, ek verstaan die liefde nie. Ek het groot geword in 'n huis waar ek moes kom in die plek dat Here vir my sê, ek het jou lief, sê, Here, ek verstaan dit nie. Ek het geen idee hoe assosieer jy met liefde nie. Ek het my vrek geskrik, man. Jy verstaan, jy is so ongemaklik, jy verstaan, jy bloos nie, daar in die stilte tyd bloos ek op my eie, jy verstaan, sê, Here, ek verstaan hierdie ding van kwesbaar te word om liefde te ontvang nie. Dan meen ek is geleer, jy's 'n pionier, jy's 'n vegter, jy gee nie oor nie, jy gee nie op nie, jy verstaan met ander woorde, vrek voor ek vra, maar jy sal nie gaan, jy verstaan, jy skuld niemand niks nie, hulle skuld jou niks nie. Dus kom ek sê, Here, ek skuld U alles. Ek skuld U alles, ek het nie meer daai plek nie. Ek gaan nou vanoggend vir jou
uitdaag om nou te begin te sê, Here, ek kies om myself kwesbaar te maak. Ons kan nou skrif hier, wat Jesus sê, hy sê, as jy jou lewe wil behou, sal jy dit verloor. As jy jou lewe verloor, terwille van my, sal jy dit behou. En wat gebeur met ons wanneer jy in 'n krisis beland, soos dit Rudolf Heiler was, probeer ek my lewe behou. Jy veg vir oorlewing. Dus jy is die plek waar jy kan sê, Here, hier, laat ek gaan, los. So wat hy gedoen het, ek kan niks aan doen nie. Jy moet onthou, daar is 'n very real plek. Hierso het jy gesien, my broer is huis toe, aan pankreaskanker, skielik het ek dieselfde ding. Ek weet, as jy daar kom, daar's geen dapperheid. Jy kan stry soos jy wil, jy verstaan, daar's 'n vrees wat jy beetpak. Jy's 'n mens. Daar's 'n onsekerheid wat jy beetpak. Jy was nog nooit hier gewees nie. En dan te kom in die plek en sê, Here, ek lê my lewe neer. Wat ook al moet gebeur, ek lê my lewe neer. Want nou is die laaste ding wat ek graag wil deel, is jy het nie 'n krisis nodig om daar te kom nie. Jy kan kies vir oggend om daar te kom. Jy kan kies vir oggend om die klein God wat jy aanbid, van afstand te doen. Een van die goed wat Here ergste met my gedeel het, hy sê, ons maak van hom 'n beeld, en hoor my woord, daar's 'n proses van ontwikkeling wat deur ons almal gaan. Jy groei in jou beeld met God. Jy groei in wie hy is. Maar baie keer, wat ek van hom verstaan, die bietjie maak dat hy klein is. Dis ook vir hom kwaad word. Hy perform nie. En oomblik as dit by jou is 'n issue is, dan moet jy weet, as 'n plek wat die Christus wat jy dien, jy het 'n verkeerde prentjie van hom. Jy moet sê, Here, wys my die waarheid van wie Christus is. Ek praat uit my hart uit vanoggend. Toe vanoggend vroeg opstaan, die Here sê vir my, al wat jy doen is, jy lees Efesiërs. Net daai stukkie. Ek het alle geestelike seëninge vir julle gegee. My Vader het julle lief, dis hoekom hier is. Ek skep vir jou omstandighede waar jy kan leef, waar jy kan floreer, maar my liefde is die grondslag daarvan. My liefde is wat die deurbraak bring. My liefde is wat maak dat jy in 'n totale oorwinning wandel, waar my gees kragtig deur die werk. Nie al die goedjies nie, nie hoeveelheid gebed nie, nie hoeveelheid Bybel lees nie, nie hoeveelheid van alles wat ons doen, want ons baie keer resepte kry in 'n resepteboek van wat Piet en Janie en Sunny geskryf het. My resepteboek was Kenneth Hagin, geloof. Hy was die vader van geloof. So ek het al sy boeke deurgewerk, jy verstaan, geloof, dit moet die ding doen. Ek ben agtergekom, maar as daar nie liefde is nie, is daar nie geloof nie. Ek kon al sy geloofsreëls, stap 1 tot 14, dan bid ek so deur, Here, ek staan so, en jy doen dit, en met al die goed, en ek besef later, sê die Here vir my, hey, jy perform hom lekker, jong. En dan blaas die Here my babbel, hy sê, hy bars hom af, hy sê, jy is besig met so 'n goeie performance, wat dink jy doen jy? Ek praat uit my verhouding met die Here, sê ek wil jou vanoggend uitdaag. Jy kan kom en sê, Here, ek kies om nie verder te probeer om te manipuleer in my gebed nie. Here, het dit gebeur, Here, die woord sê so, en ons probeer goed skuif op 'n manier, waar jy dan kyk daarna, ek wil vanoggend, sal ek kies om te sê, Here, ek weet nie lekker hoe ek hierdie plek moet inneem nie, wat moet ek doen nie, maar een ding weet ek gaan my lewe neer lê. Twee dinge is dat jy begin om die Here te aanbid. As ek is wat geen lied in my lyf het nie, jy verstaan, ek kan musiek luister, ek kan saam sing, so ek gebruik ander ons aanbidding. Ek gebruik die Bybel, ek lees elke psalm wat ek kan, jy verstaan, sê Here, ek aanbid U met hierdie psalm, maar as jy kom in die plek van aanbidding, jy begin 'n deurbreek aan die plek waar jy sê, Here, U liefde is alleen wat my deurvat. Begin iets te gebeur in jou gees en jou hart, waar liefde begin om geloof te bou. Jy begin vertroue kry, want jou God glo in jou. Raad nie van ons, as jy regtig in 'n hoek druk vanoggend, wat gaan jy vir my sê? Is jy regtig oortuig dat God in jou glo? Ek het die mikrofoon nie, so right. So ek kyk weer so, tog, hy moet net na my kyk. Ek wil vanoggend, wil ek met hierdie ding vasmaak,
in sy liefde het die Vader alles gedoen om vir jou te kan sê, ek maak my hemel oop vir jou. Ek glo in jou. Die leuen van die vyand is, hy het soveel drama geskep in jou lewe, dat jy nie in jouself glo nie, en dan kom jy die plek wat, omdat jy dit nie kan doen nie, jy kan God se beeld van jouself nie ontvang nie, so dan is my beeld van wie hy is klein. Hy kan nie my vertrou nie, hy kan nie in my glo nie. En dis 'n lewe wat ons vandag gaan breek. Ek wil hê vanoggend, hier is 'n real life ding, en Heilige Gees gaan al kragtig begin werk. Ek gaan jou uitdaag vanoggend en uittooi. Dat jy saam met my bid en sê, Here, ek kies om nie verder by die plek te wees waar my God te klein is vir my omstandighede nie. Dis wanneer mense opstandig raak. Ek probeer God manipuleer met skrif. Manipuleer hom met die bietjie wat ek het. En dan gebeur er niks, want hy laat hom nie manipuleer nie. Dis hoekom baie keer mense doodgaan, want ek het obstinaat geraak en ek veg vir die ding, want ek altyd geweet het. Daar is net my hart hierdie ding van Here. Ek het geen openbaring gehad van sy liefde van my vorentoe nie. Ek wil jou uitdaag vanoggend, dat jy vanoggend sê, Here, ek kies vandag. Ek is nie seker of jy my lief het nie. Deel met my asseblief. Hê my lief. Ek moes dit keer op keer doen. Sê daar in die kantoor, dan stoei ek. Sê, Here, hê my dan maar net lief, Here. Ek weet, gee oor, sit op 'n stoel, sit daar so. Niks om te preek nie, niks om te sê nie. Here, hier is ek. En gaan goed begin gebeur, dat ek sê, kom ek agter, wag 'n bietjie. Ek wil eendag sit ek daar, jy is moeg man, moedeloos, jy stoei met goeters, baie keer deur die nag, dan voel skielik 'n hand op my skouer, soveel as ek omkyk om te sien, wie is hier, daar's niemand nie, en ek besef, dit is of 'n engel, of Jesus, of iemand, waar 'n hand op my skouer, maar as vooruit om te sê, Here, hê my lief. So vandag hier staan, weet ek, hy het my lief. Ek weet, hy gaan die pad saam met my loop. Ek weet, hy glo in my. En daarom kan my vermoedig hierdie goed deel. Ek het nog steeds 'n plek van dieper oorgawe wat ek ingaan, want ek sê, Here, hier is nog 'n ding. Hier moet ek weer my lewe self hou, jy verstaan, okay, Here, nou okay, laat gaan. Right? Dit is 'n ontdekkingsreis, van ek sien, hier is nog 'n ding. Here, hierdie ding, dis nonsens, help my, kom ons vat hierdie ding en breek hom. Oudag sê deur my, daarmee sluit ek af. Hy sê vir my, luister, jy het toch gevrees om beheer af te gee. Here, waar kry jy dit vandaan? Jy verstaan, ek het ons nou alles gesurrender, jy was alles mooi, hy sê, wacht 'n bietjie, kom ons gaan 'n bietjie dieper in die hart. Hy sê, kyk hier, as nog 'n diep ding in binnekant, vrees wat gebore is uit verwerping en wat jy nog nie gehanteer het nie. Pas van 3 weke terug. En die eerste reaksie is, dank Here, jy wys my 'n ding wat ons kan hanteer. I will die here. Ek gaan sit as Here, ek weet om oor te gee nie, maar ek gee oor, help my. En daai ding is weg. Ek kan sê, Here, hy is ook weg. So my pad saam met die Here is, Here, ek wil die plek wees van niks van my leef nie, waar jy alles in my leef. En waar ding lewendig is, please, let's deal with it. En ek is opgewonde as die Here vir my sê, kom ons hanteer daai ding, want ek weet, dan gaan sy liefde in my meer word. Ek gaan meer beleef van sy liefde. So moet nou nie soos 'n kaktus wees nie. Right? Ek verstaan nou Here, druk jou hier en dan skop jy teen. Jy druk hier en dan skop jy teen. Ek sal nooit vergeet nie. Die Here kom en daar's 'n liefde wat oor my uitstraal. Maar ek breek. En ek maak toe. Jy verstaan, en Here, weet aan die kant en dan my los. As myself so kwaad, sê Here, wat het ek aangevang? Bekkertjie, tish, jy verstaan. Hier kom daar 'n besoekie met liefde en jy maak net toe. Wat gaan met jou? Besef dit die vlak van verwerping wat in my is. Ek sê Here, nooit weer nie. Nou maak hierdie ding reg. Want jy sien, as ek nou vinnig na Jakobus toe kom en ek steek my vinger in sy oog, hy koes al klaar, jy verstaan. As ek hom dan naby bring, gaan sy oog toemaak. En dis soos as mense werk. Baie keer as God met sy liefde kom, dan skrik ek en dan maak my oog toe. Jy verstaan, ek clamp down, want ek ken dit nie, verstaan dit nie. Om dan te kan sê, Here, dis is om van valskerm te spring. As jy daai vliegtuig se vlerk so los, as niks onder, behalwe net die valskerm wat jy moet trek nie. Here, ek laat los. Hê my lief. Dan loop die trane. Jy verstaan, dan raak die tissue box in jou kantoor minder. Alright, so ek wil hê vanoggend, jy kies vandag om te sê, Here, hê my lief.
Ek gaan nou vir jou kans gee. Want hier is 'n oomblik wat die Here gesê het, I meet you as this people. Het vir gesê, ek wil hierdie kerk verder vat. Ons sal later 'n visioen en drome wat goed gegee het, rondom by die gemeente sien, gaan ons met julle deel. Dit is nog ontwikkeling. Ek was verstom van hoe die Here hierdie gemeente sien, dat hy sê, ek het die gemeente lief, ek het dit al gedeel. Daarom sê ek wil jou dieper intrek in my liefde. So ek gaan vir jou los nou. En jy kan sê, Here, ek kies om liefgehad te word. Ongeag wie ek is, ongeag waar ek is, ek kies om liefgehad te word. So Vader, ons kom staan vir U vandag, Here, as gemeente. Ons kom staan vir die Here as 'n individu. Ek het nooit die liefde geken soos ek nou ken die Here. Maar vir myself sê ek, Here, ek roep uit, hê my lief asseblief. En ek gaan nie los voordat die liefde van die Vader deur my stroom in my hart aanraak nie. Ek wil om te keuse maar vir oggend. As jy kies vir lewe met 'n aksie neem, staan op en sê, Here, ek word getel. Onder hulle wat roep en dis, Here, ek wil liefgehad word. Jy kan sê, Here, ek soek meer van die liefde. Soek daai volheid wat die Vader beloof het. Elke geestelike skat wat myne is, soek ek. Het kom deur liefde, Here. Hê my dan lief. Al is ek partykeer soos 'n kaktus, Here, hê my dan lief. Pluk dan maar die dorings uit, Here, maar iewers gaan ons op mekaar afsmeer. So, Here, ons staan vir U vandag, Here, as 'n gemeente. En ons uitroep is, Here, hê ons dan lief, Here. Ons sal ons lewens neerlê soos ons verstaan, dat die beste ons vermoë, soos die Heilige Gees vir ons lei, by Here, vandag kies ons, hê ons dan lief, met die vaderlike liefde, wat net van U af kan kom. Ons vertrou, Here, dat alle vrees uitgedryf sal word uit ons lewe. Wees die liefde wat in ons groei. Ons sê vir dankie daarvoor in Jesus se naam. Dankie, Here. Amen.